Vriende, kan nie glo dis al reeds Vrydag en nog 'n week is verby. Ons vertrou die Here ook dat dit vir 'n goeie week was en ons bid die Here ook dat hy vir ons met wysheid sal bekragtig. Ek dink so aan die woorde van Moses daar in Psalm 90 en dit is woorde wat 'n mens elke keer aan die hart gryp. Hy sê daar in vers 10, hy sê die dae van ons jare daarin is 70 jaar of as ons baie sterk is, 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. En jy sal met my saamstem, as jy met senior mense gaan praat, is die uitstaande kenmerk van hulle lewe, dat dit so gou verby gegaan het. Jakobus sê, dis 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn, en daarom kom hy in vers 12 van Psalm 90, dan sê Moses, Here, leer om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Die doel en rede van hierdie oggendoordenkings, van elke erediens wat u bywoon, van elke Bybelstudie wat u hou, is die gebed wat hy uitspreek, Here, leer my, dat ek my dae so sal tel, want elke dag is 'n geskenk uit die hand van God, elke dag wat geleef word is 'n dag verby, 'n dag nader aan my dood, en daarom, Here, leer my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart kan bekom, en mag die Here vir ons met wysheid seën, wanneer ons dink aan hierdie waarhede, en mag elke dag vir ons 'n nuwe dag wees, as 'n geskenk uit sy hand, om hom te verheerlik, met die wysheid wat hy ons gee. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie kom by die kort begrip, en u wonder miskien seker, waaroor gaan die kort begrip, en wat wil ek vanmôre vir u kom leer, en die gebed van my hart is, dat u hierdie verse as inleidende gedagte sal sien, as die inleiding van hierdie kort begrip, want ons gaan vanmôre kyk na 'n baie interessante vraag, met so 3 antwoorde, wat ook in die eerste plek ons wêreldbeskouing gaan vorm, en dan ook ons lewens gaan verryk, om die Here dan te verheerlik. Nou, voor ons daarby uitkom, kom ons doen 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, ons het u wysheid nodig, wanneer dit kom by u woord. Here, dis die opening van u woord wat wysheid gee. Dit maak die eenvoudiges verstandig, en daarom bid ek, dat elkeen wat vanmôre hierdie boodskapie sal aanhoor, aandagtig sal luister, Here, met 'n ontvanklike hart sal luister, en dat hulle soos die Berea gemeente sal wees, dat hulle elke dag die skrifte sal ondersoek, om te kyk, of hierdie dinge so is. Seën ons samesyn, ag Here, en dat ons ook in hierdie môre hierdie waarheid sal aanhoor met 'n ontvanklike hart, sodat ons kan leef om u welbehaaglik te wees. Ons bid hierdie ding in u naam, en ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, die kort begrip, as u gewonder het waaroor dit gaan, en miskien vra nou waaroor gaan dit, dan gaan ek met blymoedigheid vir u hierdie vraag dan beantwoord. Nou, die kort begrip, vriende, het reeds in die jare 1618, 1619, toe die belydenisskrifte deur die synode van Dort vasgelê is, bestaan. Nou, eenvoudig, wat gebeur het is dat daar 'n belydenisskrif was met die naam van die Heidelbergse Katekisme, en ek dink nou begin dit vir u so bietjie helderder raak. 'n klokkie lui nou daar in u gedagte van u kinderjare, die Heidelbergse Katekisme, 'n baie kosbare katekisme wat opgestel is, en meeste teoloë reken is seker een van die beste katekismes wat ooit opgestel is. En daar het ook in Holland 'n behoefte ontstaan om hierdie belydenisskrif dan in 'n korter vorm saam te stel, sodat dit met lidmate hanteer kan word, of kom ons sê eerder voornemende lidmate, sodat hulle beter kan verstaan waaroor gaan die woord, waaroor gaan lidmaatskap, en wat is die doel dan ook, om as lidmaat in die wêreld uit te gaan om 'n getuie vir die Here te wees. Nou, hierdie kort begrip begin by die groot en allerbelangrike gedagte van ons ewige saligheid. Nou, ek het vir julle reeds gesê, in die dae wat verby is, as ons 'n regte wêreldbeskouing wil hê, dan sal ons werklik die Here Jesus Christus moet ken as ons verlosser en saligmaker. En daar is vir my amper geen beter 'n vraag en antwoord gedagte as die kort begrip wat handel oor die verlossing van ons siele nie. So kom ons kyk gou vinnig na hierdie eerste vraag met sy 3 gedagtes, en ek vertrou dat vir u tot groot seën sal wees, en dat u met vrymoedigheid hierdie vraag kan beantwoord, en dat u kan sê, dit is wel met my siel. Ek weet, ek kan sê, blye versekering, Jesus is myn. Nou, vraag 1 van die kort begrip lui as volg. Hoeveel dinge is vir jou nodig om te weet, sodat jy volkome getroos salig kan lewe en sterwe? So die vraag dan, hoeveel dinge is vir jou nodig om te weet, sodat jy volkome getroos salig kan lewe en sterwe? Jy moet onthou, hierdie vraag was nou gestel aan voornemende lidmate, en dan ook is die antwoorde vir hulle gegee, sodat hulle ondersoek kon doen in hulle siele,
om seker te maak dat hulle werklik by die Here uitgekom het. Nou terwyl ek hierdie vraag oordink het ek besef, vriende, dat baie mense leef, maar baie min leef met hierdie salige wete dat ek troos ontvang het by God in Christus omdat my sonde vergewe is. Onlangs toe ek my kar ingevat het, dat hulle bietjie aan die bande moes werk. Jy ken mos Suid-Afrika, die slaggate wat oralste is. Jou kar se wielsporing is altyd uit, daar's altyd een of ander vibrasie op die stuurwiel, maar langs kort te maak, terwyl ek staan by hierdie bandeplek, kom daar 'n man ongeveer 28, 30 aangestap. Ek kon sien hy's verwaarloos. Ek kan sien die sonde afgeets op sy gesig en hy het letterlik geloop en elke stompie wat hy kon opgetel. En hy het verby my geloop en hy het weer weggedraai en daarna sy sak toe geloop. En ek het daaraan gedink dat hierdie man lewe, maar hy lewe nie werklik nie. Hy voer eintlik maar net 'n bestaan. Hy staan op en dis doelloos, hy gaan slaap en is doelloos. Hy leef na die volgende dag waar hy weer sonde kan doen en sy liste en sy drange kan bevredig. En dis presies hoe die duiwel maak met die wêreldling. Hy wil ons verwoes. Hy wil steel, slag en verwoes, soos die Bybel sê. Hy's 'n mensemoordenaar, Johannes 8:44. En daarom het ons nodig om vanmôre te besef dat ons lewe is nie maar net 'n nuttelose, doellose oefening waar ons dag na dag aangaan tot ons by die dood uitkom en dan gaan ons hemel toe nie. Ek wil vir u sê, elkeen van ons het nodig om te sien dat elke dag deur God vir ons gegee word, afgeweeg word, 'n geskenk van God vir ons is, sodat ons volkome getroos salig kan lewe, sodat ons volkome getroos salig kan sterwe. Nou die antwoord vir hierdie vraag, hoeveel dinge is vir jou nodig om te weet, sodat jy volkome getroos salig kan lewe en sterwe? Nou hierdie katekisme gee vir ons 3 antwoorde. Die eerste antwoord is, hoe groot my sonde en elende is. En ek wil wegval deur vir u te vra, het u al by daardie punt uitgekom om te besef hoe groot jou sonde en elende is? Ons beleef 'n tyd, vriende, waar mense tot bekering kom in aanhalingstekens, maar het nog nie eens besef hulle is sondaars nie. Hulle het agter 'n predikant 'n gebedjie aangebid, maar hulle het nog nooit berou gehad oor hulle sonde nie. Dis mense wat maar net 'n godsdiens bedryf, maar hulle het nog nooit besef hoe groot hulle sonde en elende is nie. As ons deur die Bybel gaan blaai, dan kom ons agter dat daar nie een is wat gered geword het, wat nie besef het dat hulle sondaars is nie. En daarom vra ek jou vanmôre die vraag, het jy al by hierdie punt uitgekom om te besef hoe groot jou sonde en elende is? Dis nie 'n skande om te besef jy's 'n sondaar nie. Dis genade die hand van God, wanneer hy jou oë verlig om jou sonde in die lig van sy heiligheid te sien en te besef hoe groot jou sonde en dan ook jou elende is, want sonde bring elende. Sonde bring nie voorspoed nie. Sonde gee nooit dit wat hy beloof nie. Sonde beloof vir jou 'n rooskleurige lewe en dan sonde gee eintlik maar die dood. Die tweede antwoord op hierdie vraag is, hoe kan ek van al my sonde en elende verlos word? Het jy al gedink, as ek moet besef hoe groot my sonde en elende is en daar's nie oplossing vir my nie? Wat 'n treurige staat sal dit net nie wees nie. So hierdie vraag word beantwoord ook, hoe groot is my sonde en elende en hoe kan ek van al my sonde en elende verlos word? En die antwoord lê alleenlik in die soenverdienste van Jesus Christus. Luister, Jesus is nie net nog 'n redder nie, hy is die redder. Hy is die enigste redder, hy is die enigste weg na God, hy is die enigste saligmaker. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in Handelinge, dat ons deur niemand anders te gered kan word, behalwe as deur die Here Jesus Christus nie. So, dis is die tweede antwoord op hierdie baie belangrike vraag. En dan die derde is vir my so pragtig, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. U sien, as ons van baie sonde vergewe word, dan is ons oor baie dankbaar. Die meeste mense dink hulle het God 'n guns gedoen, die dag toe hulle lidmate word, of die dag toe hulle Christene geword het, of die dag toe hulle besluit het om God 'n kans in hulle lewe te gee. Ek wil jou vanmôre pleit, ek wil by jou pleit en vir jou vra en by jou smeek, dat jy nie hierdie gesindheid moet openbaar nie. U het nie vir God 'n guns gedoen nie, vriende. Dis hy wat vir ons 'n guns gedoen het, deur ons oë te verlig vir ons sondige toestand, deur ons sonde en elende aan ons te openbaar, maar ook vir ons die verlossing in Jesus Christus te skenk. Daarom moet ons die Here ewig dankbaar wees daarvoor. Hoe kan ek die Here dankbaar wees daarvoor? In die eerste plek om hom te aanbid, om ander weer
na hom te lei, om 'n lewe te leef van gehoorsaamheid aan sy woord, deur uit te sien om hom eendag in sy heerlikheid te sien. Dis hoe 'n mens 'n dankbare lewe leef vir die verlossing wat die Here ons gee. So kom ons kyk gou na die eerste vraag. Kon u hierdie vraag met blymoedigheid beantwoord het? Hoeveel dinge is vir jou nodig om te weet, sodat jy volkome getroos, salig kan lewe en sterwe? Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek van al my sondes en ellende verlos kan word, en hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet wees. Ag, die gebed van my hart is, vriende, dat u ook vanmôre sal kan sê, dat uit al my bande, droefheid en wee, kom ek, o Heer, kom tot u vryheid, vrede en vrede, kom ek, o Heer, tot u. Mag die Here genade gee, dat u sekerheid van saligheid sal hê, dat u sondebande deur Christus vrygemaak sal word, sodat u dan ook kan leef, getroos, salig, tot eer van sy naam, om ook eendag te sterwe met daardie blymoedige verwagting, dat ek hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Mag die Here u seën met hierdie kort gedagte, en mag hy dit heilig aan u hart tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, tada.